Ek is vreeslik lief vir 'n hek. Maar nie sommer enige hek nie, 'n plaashek. Ai, julle, weet jy, daar's soveel stories oor plaashekke. En as ek nou 'n slag in die dorp kom en ek sien almal het hierdie hekke met die skerp punte. Dis vir my so lelik. Want hier op Teefontein, julle, is daar nou 'n paar hekke wat mens moet nou oopmaak op pad dorp toe. En oom Johannes het my geleer, mens maak 'n hek op 'n sekere manier toe, dat die een wat hom moet oopmaak, moet tyd vat om hom oop te maak. Dat jy kan sien of hy eerbied het vir jou en die hek, want die hek moet weer toegemaak word, soos hy oopgemaak word. En die lynhek hier op Teefontein, as ons nou uit die dorp uitkom, en is so bedrywig, en as ek by daai lynhek stop, dan voel ek, onthou julle daai strepse, wat die oudtydse koffers gehad het, waar jy so vasgestrep het, dan maak jy hom so vas met daai strep, hy 2 streppe gehad. Nou as ek by die lynhek stop, as ek uit die dorp uitkom, dan voel dit vir my hoe skiet daai streppe so los van my hart af, en ek voel so vry. En 'n hek, veral op 'n plaas, as hy toe moet wees, moet hy toe wees, en as hy oop moet wees, dan moet jy hom ooplos. En dis een van die dinge hoe jy kan wys, dat jy eerbied het vir 'n mensewerf. Jy hanteer sy hek met eerbied. Ai, en as oom Johannes nou so vertel van die spooke en die dinge, wat mens teekom by 'n hek. Die ou mense kon vir mens wonderlike stories vertel, van hekke. En as ek nou na myself kyk, en ek raak so al vasgevang, en my binneste raak benoud, dan dink ek aan Antoinette, maak oop die hekke van jou binneste. Laat die hekke oop gaan. Veral in 'n mens se binneste, waar mens vir vrye toegang het tot jou binnelandskap. Is dit belangrik dat daai hekke oop bly, omdat 'n mens kan toegang hê tot hierdie wonderlike binneste van 'n mens. As jy nou weer 'n bietjie uit die stad uitry, of gaan ry waar daar 'n hek is, vat aan die hek. Kyk na die hek. In die winter is daai hek so koud, jou vingers wil afval as jy hom oopmaak. En as die weer swaar is, dan is jy weer so bang die hek slaan jou raak. Maar vir my is een van die mooiste dinge 'n oudtydse plaashek, waar ek as kind vreeslik pak gekry het, as ek op die hek gery het, want is nou een ding waarop 'n mens nie ry nie. Maar my liefde vir 'n plaashek gaan so diep soos my liefde vir kuiings. Ek het elke hek, elke plek waar ek hom oophak en inhak, op hierdie plaas het ek diep lief.